Paashaas maak planne. Elke jaar moet Paashaas baie hard dink. Hy moet 'n plan uitdink hoe hy eiers gaan bymekaar maak vir die kinders in die dorp. Hy wil graag mooi groot paaseiers uitdeel. En as hy genoeg blinkpapiertjies kan bymekaar maak, wil hy sy eiers nog daarin toedraai ook. Blinkeiers is vir hom mooi. Om die blinkpapiertjies te kry is nie so moeilik soos om die eiers te kry nie. Want na elke Paasfees gaan soek Paashaas in die dromme van die mense en haal die opgevrommelde paaseier papiertjies uit. Dan vat hy dit na sy nes toe, waar hy hulle versigtig oopvou en al die kreukels platstryk met sy poot. Dan is die papiere weer reg vir die volgende Paasfees se eiers. Paashaas se huisie is diep onder die grond. Dis eers 'n lang tonnel tot diep binne-in, waar dit groter uitgehol is. Dis in hierdie groot holte waar hy sy paaseiers maak. Hy het op sy maag van sy eie sagte donshaartjies uitgepluk en dit op 'n hoopie gesit. Dis op hierdie hoopie sagte haasdonsies wat hy die eiers eers uitpak, voor hy met die sjokolade begin werk. Daarna sit hy hulle op 'n rakkie tot die sjokolade mooi hard is. En heel laaste word hulle toegedraai in die blinkpapier. Vanoggend soek Paashaas weer oral oor die vlaktes na die eiers. Hy wip van die een graspol na die ander. Hy soek mooi grootes. Nie hierdie ou klein eiertjies van die vinke of duiveiertjies nie. Hulle breek te maklik. Hy soek mooi grootes met harder toppe. Paashaas staan op sy pote en hy kyk oor die veld. Daaronder sien hy kom Truida Gans aan. Sy waggel op haar kort bene. Hy het haar lanklaas gesien. Hy hardloop soontoe. Môre Truida, môre. Wak. Hoe laat jy my nou skrik, Paashaas? Ek het amper gedink as jakkals was so vinnig op my afstorm. Nee, Truida, jy kan mos sien my ore is langer as jakkalsin en my stert is mos ook korter as jakkalsin. Maar ek wil weet, waar was jy? Ek het jou baie lanklaas gesien, Truida. Ek het vanoggend net so bietjie gaan bene rek. Soggens moet ek 'n bietjie bene rek, want ek sit amper heel dag en heel nag op my eiers. Dis hoekom jy my seker nie sien nie. Eiers? Paashaas se ore staan sommer nog regop. Jy sê, jy sit op jou eiers? Hoeveel eiers het jy in jou nes, Truida? Maar Paashaas, jy weet mos, ek kan mos nie tel nie. Al wat ek weet, dis 'n hele nes vol. Ek moet vir weke lank op die eiers sit om hulle warm te hou. Ek wil klein gansies uitbroei. Daarom moet ek 'n bietjie bene rek in die oggend. Mens raak styf van al die sit. En net so voor donker moet ek weer 'n bietjie van bene rek. Dan soek ek ook 'n bietjie kos, sodat my maag vol kan wees vir die lang nag se sit. En wie pas jou nes op as jy so rondstap en bene rek? Vra Paashaas. Niemand. Ek bly mos nie lank weg nie. Want jakkals vat sommer mense eiers. Maar ek dink jakkals weet nie waar my nuwe nes is nie. Ek het my nuwe nes goed weggesteek hierdie keer. Sê Paashaas. Maar wag, laat ek teruggaan nes toe. En Truida stap teen die bultjie op. Paashaas sien hoe sy deur ver agter 'n groot bos verdwyn. Dis seker waar haar nes is.
Daardie aand toe die son begin sak, hardloop Paashaas met 'n wye draai en hy gaan sit 'n hele eind verder agter 'n graspol waar hy die bos kan sien, die bos wat Truida se nes dalk is. Daar roer nou iets. Dis Truida wat wikkel in haar nes. Haar kop steek nou uit. Hy trek sy lang ore gou plat, sodat sy ore nie dalk by die graspol uitsteek nie. Net nou sien Truida sy ore. Hy loer versigtig om die kant van die graspol, net sy snoet en sy oë steek uit. Hy sien Truida staan op en skop, een poot hierdie kant toe en toe weer die ander poot daai kant toe. Nou strek sy haar vlerke oop, sy skud hulle bietjie en sy vou hulle weer styf teen haar lyf toe. Daar stap Truida nou waggel teen die bult af. Sy gaan seker nou kos soek. Sy het mos gesê, anders word sy te honger in die nag. Paashaas wip na die bos toe en hy loer by die nes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eiers. 6 groot wit eiers met sterk toppe. Hy vat een en sit dit in die sagte hoekie onder sy een arm in en wip daarmee na sy huisie toe. Hy sit die eier versigtig op sy hoopie sagte dons neer. Hy wip weer buitentoe. Het is nou al pikdonker, maar hase kan goed sien in die nag. Hy sien elke graspol en torrietjie en mot baie duidelik. Die maan het nou ook opgekom. Paashaas luister na die naggeluide. Daar's krieke, klink soos honderde krieke. En paddas by die dam. Waa, waa, waa. Klink soos 'n brulpadda. En toe hoor hy. Wow. Wow, 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 wow. Jakkals. Hy gaan sit op sy agterpote en draai sy lang ore in die rigting waar hy vir jakkals gehoor het. Hy luister. Daar is dit weer. Dit klink of jakkals nou baie verder weg is. Paashaas wip weer teen die bult op en gaan kruip weer agter sy graspol weg, waar hy Truida se nes kan dophou. Hy sit die heel nag daar, hy raak later aan die slaap. Tot die son later opkom. Paashaas skrik wakker. Hy lig sy kop op en hy spit sy lang ore. Hy onthou skielik waar hy is en sy lang ore wat al kan uitsteek en trek hulle dadelik plat oor sy kop. Dis Truida. Sy rek weer bene en skud haar vlerke en daar stap sy by die bult af met haar kort beentjies. Paashaas vat hierdie keer sommer 2 eiers uit haar nes en hy's terug na sy huisie toe. Versigtig sit hy die 2 eiers ook op die sagte haasdonse neer. Nou het hy al 3 eiers. En daai selfde aand doen Paashaas presies dieselfde. Hy wag eers vir Truida om te gaan stap en vat nog 2 van haar eiers. Nou het hy al 5. Truida het mos 6 gehad, né? Onthou jy 6 eiers? Daar's nou net 1 oor in Truida se nes. Maar Truida kan mos nie tel nie. Paashaas werk die heel dag aan die eiers daar in sy huisie diep onder die grond. Hy dip elke eier in die lekker sjokoladesous en wanneer elke sjokolade-eier droog is, rol hy die eier in 'n blinkpapiertjie toe. Dan sit hy hulle mooi in 'n ry op die rakkie.
Die eiers is nou reg om dorp toe te gaan vir die kinders. Maar Paas Haas voel skuldig dat hy vir Tryda net 1 eier in haar nes gelos het. Hy wil so graag vir die kinders in die dorp mooi groot eiers gee. En ganseiers is net die beste. Later daardie dag sien hy Tryda skop daar in die veld. Sy lyk ontsteld. Hy wip daar na haar toe. Sy kyk op en sê, Paas Haas, iets is baie snaaks. Ek kan nou nie tel nie, maar Paas Haas, nou lyk my eiers darm baie min. Eers moes ek mooi kyk as ek gaan sit op my eiers, om nie op hulle te trap nie. En nou is daar dan so baie plek in my nes. Ek wonder of jakkals dan my nes ontdek het. Paas Haas kry nou regtig vir Tryda jammer, maar hy sê niks. En later die middag pak Paas Haas die 5 eiers wat in blinkpapier toegedraai is in sy mandjie. Hy's net op pad dorp toe om dit te gaan aflewer, toe hy Tryda deur onder in die dam sien swem. Sis tog arme Tryda. Hy besluit hy gaan maar eers een van sy blinkpaaseiers in haar nes terugsit. Hy kies die een in die goue papiertjie en sit die goue eier langs die wit eier in Tryda se nes. Toe Paas Haas later terugkom van die dorp af, sien hy net hoe Tryda opgewonde by die bult afgehardloop kom. Sy waai haar vlerke. Paas Haas, ek moet jou dit vertel. 'n Vreemde ding het gebeur. 'n Baie eienaardige ding het gebeur, Paas Haas. Wat, Tryda? Wat se eienaardige ding het gebeur? Daar's 'n goue eier in my nes. Ek dink dis jakkals. Dink jy dit kan jakkals wees wat dit doen? Sê Paas Haas. 'n Goue eier, sê jy. Paas Haas draai sy kop weg, om liewer nie in Tryda se oë te kyk nie. Hy maak of hy diep dink, en toe sê hy, dit moet seker jakkals wees. Net jakkalse het sulke streke. En toe Paas Haas dit sê, buig sy een lang oor vooroor. As dit gebeur met Paas Haas se ore, is dit gewoonlik wanneer hy 'n leuen vertel.